Goeiedag en welkom by die oordeenking. Is vir my lekker om weer 'n bietjie saam met julle te kuier hierdie week en oor 'n paar dinge te dink, te oordink, dit te bid en mag dit ook helderheid bring in jou lewe en moontlike vrae wat jy het. Ons is die afgelope ruk besig om te kyk na die Fariseërs en om te leer by die Fariseërs, want ek en jy is in baie van hierdie gevalle, baie van hierdie scenario's, is ek en jy die een wat of die vrae vra of die loophole soek of iets probeer uitvind, of miskien kan ons net leer en weer sien wie Jesus werklik is en besef, wow, ons volg die enigste waarlike Messias en dit is so wonderlik. Nou, die Fariseërs was meesters om strikvrae te vra. Om 'n ding te vra wat jy nie weet, as ek hom so antwoord, gaan dit gebeur, en as ek hom so antwoord, dit voel amper soos wanneer 'n tiener laat by die huis aankom en 'n ouer vra hom 'n vraag, dan is jy nie seker hoe hierdie ding moet antwoord nie, want as hy so antwoord, is jy laat? Ja, ek's laat, maar dan gaan dit, en as dit nie laat is nie, dan, jy weet nie heeltemal watter kant toe nie. Nou dieselfde hierso. Hierdie ouens wil kyk, hulle wil Jesus vra, breek jy die reëls? Is jy besig om Moses die reëls wat God vir hom gegee het te breek? En as dit is, dan het ons iets teen jou. As jy dit nie doen nie, dan het hulle iets anders teen hom. So hulle was briljant daarmee. Nou 'n langerige stuk, maar kom ons lees saam. Matteus 19 vers 3 tot 11, waar hierdie Fariseërs probeer om Jesus uit te vang. Waar hulle probeer om met 'n strikvraag om te vang, en hierdie stuk gaan veral oor egskeiding. Ek sal nou 'n bietjie vertel oor hoekom hierdie so groot ding was. Vers 3 sê, daar was Fariseërs wat hom op die proef wou stel, en hulle toe by hom met die vraag, mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Hy antwoord hulle, dit is oor die hardheid van julle harte, dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin af so nie. Ek sê vir julle, elkeen van sy vrou skei, behalwe oor oorspel en met ander een trou, pleeg egbreek. Sy disippels sê toe vir hom, as dit is hoe die saak met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. Maar hy sê vir hulle, wat julle nou sê is nie vir almal moontlik nie, net vir die aan wie dit gegee is. Daar is mense wat nie kan trou nie, omdat hulle van hulle geboorte af so is. Ander is deur mense so gemaak, en ander het self so gekies, ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Nou, ek weet nie of jy van kopkrappers hou nie, of jy daarvan hou om bietjie te filosofeer, 'n vraag te vra. Jy kry mense by 'n etenstafel, hulle gooi net so 'n klip in die bos, en hulle hou daarvan om te sien hoe mense skarrel om by 'n antwoord te kom, en later dan sê hulle, maar hoor, ons het nog geen ding geantwoord nie, wat is die antwoord? En wat hier gebeur is, hierdie Fariseërs probeer Jesus 'n strikvraag vra. En hulle kies al die hot topics, hulle kies al die dinge wat in daardie kultuur groot golwe gemaak het, wat baie moeilikheid gebring het, en veral hierdie keer praat hulle oor egskeiding. Nou, Jesus se reaksie is net wonderlik, hy plaas God se wette bo menslike wette. Hy plaas God se wette eerstens, en wat die Fariseërs gehoop het, hulle het gehoop, Jesus gaan Moses kritiseer. En as hulle Moses kritiseer, beteken dit hy kritiseer God se wette, en Jesus draai daai vraag op sy kop. En hy vra vir hulle, ken julle nie die skrif nie? Het julle nie die skrif gelees nie? Onthou in die Ou Testament, in die tyd waar hierdie mense geleef het, was vrouens baie vulnerable. Vrouens is niks werd nie, hulle word nie eers getel wanneer hulle mense se die koppe tel in 'n plek of omgewing nie, en wanneer iemand skei, los dit 'n vrou nog meer vulnerable. Want daar is net wette gewees van as iemand se man sterf, dan moet die broer met die vrou trou. So daar was wette om te sê, hoorie, 'n vrou mag nie alleen wees nie, as haar man sterf, dan moet die man se broer met haar trou, en so het dit aangegaan, en die Fariseërs het later ook 'n vraag oor dit gehad. Maar wanneer daar egskeiding is, los dit 'n vrou eenkant. Dit los hulle wees en vulnerable, en baie op 'n plek waar daar nie mooi na hulle gekyk word nie. En Jesus kom en hy sê, hoorie, maar God kyk altyd na mense. En hy kyk veral ook na hierdie vrouens, en hy sê, hoorie, jy kan nie net oor enige rede skei nie. Jy gaan hierdie vrouens weerloos los, maar dan sê julle harte het hard geword. Nou, Jesus kom, en wat hy doen is, hy hou eerste dinge eerste. Hy laat hulle net weer fokus, en hy sê, hoorie, God se oorspronklike plan met die huwelik is dat mans en vrouens by mekaar uitkom. Dat hulle saam na mekaar kan kyk, dat vrouens nie weerloos is nie, en dat mans by hulle kan wees, en dit is God se wil, dis die begin. Maar hy sê ook, dit kan nie altyd gebeur nie. Nie altyd is dit so dat almal hierdie kan nie, maar die beginpunt van die huwelik
was God se wil dat mans na weerlose vrouens moet kyk en na hulle moet omsien. Die beginpunt wat Jesus hiernatoe teruggaan, is wat is God se wil? Waarna wil God hê? En vandag het jy miskien vra, miskien oor iets anders, en jy sê maar, hoekom het hierdie gebeur? Hoekom het daai nie uitgewerk nie? En wat ek en jy kan doen is, ons kan teruggaan en sê, Here, maar wat is U wil? Hierdie situasie, hierdie scenario, alhoewel ek in dit is, en alhoewel ek seer het, en alhoewel daar 'n klomp emosie betrokke is, of wat ook al, wat was U wil van die begin af? Toe hierdie projek begin het, toe die besigheid begin het, toe die verhouding begin het, was U wil duidelik vir my? Of was dit iets waarin ek net gegaan het, en nou moet ek hierdie gemors uitsorteer? Sien wat Jesus doen is, hy bring vryheid. Hy bring vryheid en hy bring lewe. Selfs vir die wat geskei het, wat moontlik in skuld gedompel was, en Jesusie, wat gebeur nou? Jesus sê, luister hier, daar was 'n skeibrief gegee, daar was 'n rede hoekom, maar God se wil was nog altyd, dat mense se harte sag word, en saam met die lewe doen. Laat mense nie weerloos gelos word nie. Miskien voel jy vandag weerloos, oor een of ander rede. Miskien voel jy vandag, maar dit voel of jy en God geskei het, want daar het gaping gekom oor een of ander rede. Vandag kan jy hom toe teruggaan, en soos Jesus sê, het jy dan nie die skrif gelees nie. Het jy dan nie gelees dat God sê, maar jy is my kind, en ek wil na jou omsien nie. Miskien wil jy vandag, dit wat jou pla, miskien het jy vra, wat vir jou voel soos 'n strikvraag, miskien wil jy dit net met hom bespreek, in jou eie stilte tyd vandag. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons na hierdie stuk kan lees, en ons kan ons amper inleef in daardie scenario. Die spanning, toe die vraag kom, en almal wat hulle ore spits, en dink, maar wat gaan die antwoord wees? Maar dan kom jy en jy draai het op uit kop, want die wêreld lyk anders en dink anders. En jy kom gee ons net weer God se wil, die Vader se wil, en sê, maar die Vader se wil was dat mense lief sal wees vir mekaar, dat mense na mekaar sal omsien, dat mense nie net oor enige rede mekaar sal los en verder seermaak nie. Nee, dat ons mekaar sal na omsien, en die weerloos is nie weerloos laat nie, maar hulle sal onderskraag en ondersteun. Dankie dat U dit vir ons is, Here. Dankie waar ons in 'n wêreld so maklik weerloos kan voel. Dankie dat ons na U toe kan gaan en weet, maar U is by ons, en U sal ons nooit verlaat nie. Ek prys U in Jesus naam. Amen. Geseënde dag, mag jy die vrae wat jy het met hom vandag bespreek. Totsiens.